Vandag is Woensdag, die 2 April. Ons is besig om te praat oor die ware teken van disippelskap, wat liefde is, om liefde te lewe. Efesiërs 4 vers 15 sê, maar laat ons in liefde die waarheid praat, en in alles groei na hom toe, wat die hoof is, naamlik Christus. Ware geestelike volwassenheid word gekenmerk deur 'n balans van waarheid en liefde, met Christus as ons uiteindelike voorbeeld. Deur Christus se lewe het die Vader 2 realiteite aan ons kom openbaar. A, waarheid, wat dit is, en B, sy groot liefde vir ons. Soos in Jesus se geval, leer hy ons dat waarheid en liefde saamloop. Jesus het oral die waarheid gebring, maar met die grootste deernis in liefde. As ek sê, ek volg hom, met ander woorde, ek is 'n disipel, dan sal my aanslag dieselfde wees as syne. Ek bring altyd die waarheid in liefde. Die vraag is, bou ek op en bemoedig ek mense met dit wat ek sê en doen? Om die waarheid te praat en om mense met liefde te hanteer, wys ek dat ek geestelik gegroei het, om meer soos Christus te word. Wanneer waarheid en liefde dan saamloop tussen broers, sal eenheid volg. Wanneer ons as gelowiges mekaar met waarheid en liefde benader, bevorder ons gesonde verhoudings en groei ons saam in die gemeenskap van die gelowiges. So hoe hanteer ek mense in liefde wat nie die waarheid wil sien of glo nie? 1. Ek bid vir ons albei vir wysheid, Jakobus 1 vers 5. Ek bid vir hulle dat die Heilige Gees hulle oë sal oopmaak, Johannes 16 vers 13, en ek bid ook vir myself dat die Vader vir my 'n sagte hart sal gee, sodat ek nie met emosies sal optree en so dan oortree nie. Die tweede manier is ek leef die waarheid deur dit wat ek doen, Matteus 5 vers 16. Ek moet dat my lewe en my karakter die sterkste boodskap van waarheid wees. Kinders doen nie wat jy sê nie, hulle doen wat jy doen. Die derde manier hoe ek mense hanteer is, ek is geduldig en weerhou myself om te stry, Matteus 5 vers 16. Ek vermy argumente wat net kwade gevoelens en skeiding bring. Ek is sagmoedig en gee mense tyd om tot die waarheid toe te kom. Die vierde manier, ek vermaan my broer in Christus soos 'n broer en nie 'n vyand nie, Galasiërs 6 vers 1. Ek hanteer mense soos iemand wat ek geestelik wil help en nie soos iemand wat hulle veroordeel nie. Net God kan in elk geval harte verander. My plig is om die waarheid te lewe en daarby te hou. Die 5de manier is, ek sal nie moet opgee nie. Ek weet wanneer om terug te staan, Matteus 7 vers 6. Ek sal fokus op hulle wat wil luister en bid vir hulle wat nie wil nie. Verder volg ek die Gees se leiding. Jesus self het mense die waarheid gebring, maar nie almal het hom aanvaar nie. Ons taak is net om getrou te wees aan Jesus. Vader, help my om deur my lewe die waarheid van die woord te lewe. U is die weg en die waarheid en lewe. Help my om u te volg. Help my om getrou aan u woord te wees. U woord is die waarheid. Amen.